Ek is 'n 4de generasie boer. Ek is ook 'n kommersiële slagter en ek wil mense bewus maak dat ons hier met diere werk en dat 'n lewe eers geneem moet word voordat ons met die produk kan werk. Na 'n lang gesoek het ek uiteindelik 2 mense gekry wat dieselfde passie het as ek vir die vleisbedryf. Ek is 'n plaasmeisie. Ek is klein bietjie plattelands, maar ek ken nie die plaas of dit nie. Van die hantering van die lewendige dier tot die verwerking van die vleis gaan hulle staan bewys. Julle kry net hierdie een nek, so moet dit nie opmors nie. Ook in 'n weeklikse kookkompetisie waar ons die snit van die week gaan opdis. Ek moet vanaand net rustig wees. Agtervolstrys kom ook in die kraal. Elke week is daar 'n wenner, maar ons sal na 13 weke sien wie gaan wegstap met die titel van slagmeester. So op die ouend is daar seker net een wenner. Maar hè? Right julle, hierdie week gaan ons 'n bietjie jag. Het julle al gejag? Ek het agter op die bakkie saamgery, maar dis Jelly. die naaste wat ek kom aan jag. Ek het nog nie geskiet nie. Ek het al geskiet. Alright, Maar nie baie nie, springbok. is dit hoeveel skote? Een skoot. Okay, jy het 2 beginners hierso. Ons gaan jag. Soos in Jenny gaan jag 'n bok skiet in die veld. Om ons 'n bietjie verder te vertel van hierdie week se uitdaging, het ons een van Suid-Afrika se top chefs en kookboekskrywers, Marlene van der Westhuizen, gekry. Sy gaan ons vertel wat se bok ons vir haar dan. Marlene is besig met haar 8ste kookboek. Sy is ook elke jaar vir 'n gedeelte van die jaar in Frankryk waar sy vreeslike gesogte kookkursusse aanbied. So ons is baie bevoorreg om haar hier te hê en ek sien baie uit om hierdie week se uitdaging met haar te deel. Marlene, vertel vir ons 'n bietjie wat se bok wil jy met ons vir jou gaan skiet? Weet jy, ek het 'n voeltjie oor vlei dat hierdie mannetjie al van tevore een keer 'n springbok geskiet het. So kom ons rol daarmee. Enige spesifieke rede hoekom springbok? Ek is nogal lief vir springbokvleis. Dit is vir my 'n maklike ding om gaar te maak. Ja. En ek dink ook dit is die enkele wildsvleis wat die meeste geskiet word in Suid-Afrika. Sê vir my Marlene, wat se snit kan ons vir jou voorberei? Ons hou dit eenvoudig, omdat dit ek dink een van die maklikste snitte van die springbok is om gaar te maak. Lende. Okay, goed. Daar's lekker fyn werk wat ons kan doen met die mes, sit lekker fyn ontseningswerk en dan ook gaan ons 2 dae in die veld spandeer. Ons gaan nou oorslaap, lekker uitstappie. Daar's ook natuurlik 'n lekker wyngeskenkpak as prys vir die wenner wat dan nou môre aand vir Marlene die meeste kan beïndruk met hulle lendeskyf. Ons moet vir Marlene van der Westhuizen kook. Nou, in my lewetjie is dit nogals een van my kosgodinne, as ek dit so kan sit. Ons drietjies moet in die pad val. Dis 'n entjie se ry. Dankie Marlene. Dan sien ons vir jou môre aand. Kan nie wag nie. Ek het besluit om hulle fynbos safaris toe te neem hier tussen Hopefield en Vredenburg. Jy weet dit is een groot kamp, so die bokke is wild. So dis baie natuurlike jag en ek wil graag hê dat hulle moet dit ervaar. En ook hulle volg 'n etiese jagbeleid. Hier word nie van die bakkie afgeskiet nie. Jy moet stap en bekruip. So dit is nie net jou skietvernuf wat tot die proef gestel word nie, maar ook jou vernuf in die veld. Hoe naby kan jy aan 'n bok kom? So daar's 'n klomp uitdagings wat wag vir Anita en Maree. Die bok wat ek al geskiet het, was in die Vrystaat gewees. Dit was 'n mooi sonsondergang en ek het net agter op 'n bakkie gery, die bok gesien, rustig geraak en hom geskiet van die bakkie af. Wat ons vandag gaan doen is iets heeltemal anders. Mara. Welkom hier by ons. Baie dankie. Lekker om julle hier te hê. Hallo, Aangenaam kennis. Ek is Maree, aangename kennis. Aangenaam Hallo. kennis. Welkom hierso. Dankie. Goed, Andrew, ons is natuurlik hier vandag om te jag by julle. Wat presies doen julle hierso? Man, ons het 2 jaar gelede begin as 'n familie. Ons besluit ons wil so iets aanpak. En ons het toe op die plek besluit, want dit is een van die min plekke hier rond waar die Hopefield fynbos nog in 'n baie goeie toestand is. Ja, ek het nog gesien, ja, as ek hier inkom, hier is julle omtrent niks projects in hier. Ja, en ons het nou maar die kenners ingekry om vir ons 'n hele veldbestuursplan te gee om seker te maak dat ons die variëteit van fynbos hierso beskerm so goed moontlik. Wat se spesies het julle alles hier vir ons? Man, ons het gemsbokke, springbokke, elande, kudus, zebras en rooi hartebeeste. Hulle proses en hulle dinge wat hulle hier doen is vir my regtig nogals indrukwekkend. Hoe hulle hou dit so natuurlik as moontlik. Hulle het baie respek vir die diere. Die plaas het geen binnekampe nie, so die hele plaas is oop vir jag. Ons jag net te voet en ons wil mense die hele ondervinding gee, nie net die skiet nie, maar soek die wild,
stapjag, kry die bok. Dis nou presies die ervaring wat ek gehoop het ons hier gaan kry. Wat moet nou gebeur voor ons vir hierdie twee in 'n jagveld kan kry? Ons gaan hulle eers skietbaan toe vat en dan gaan ons hulle absoluut gemaklik kry met die gewere en seker maak hulle is gemaklik om 'n enkel doodskoot te kan skiet. Right, dis dit hier vanaf skietbaan toe. Andrew, baie rustige ou. Hy het tonne geduld. Baie mooi verduidelik, baie rustig verduidelik. So die belangrikste aspek van geweerveiligheid, die slot moet altyd oop wees. Tweede belangrike reël is, ons skiet nie na die pad se kant toe nie, maar kan 'n voertuig verbykom. En dan die derde ding is, ons skiet nooit oor die horison nie. Hierso is waar hulle jou verskillende skote aandui, maar reg, laat nie in die kop nie. Andrew is 'n professionele jagter gekwalifiseer. Hy gaan nou vir hulle deeglike inleiding gee en dan 'n paar praktiese wenke vir die aanlê en die skietaksie. Die belangrikste aspek van skiet is die sneller. Die verskil tussen raak en mis is hoe stadig jy daai sneller afdruk. Daar's geen patrone in nie, so jy kan sien is veilig, soos gaan 'n droë skoot skiet. En nou vat jy hom soos jy handdruk gee en jy druk net jou hele hand stadig. Sien jy, voel jy, dis nie 'n trek nie, jy druk jou hele hand. Nee, en hy vat ook nie lank nie, dis vinnig. Ja. Jo, nee, dit is nogal scary. Ek dink die een ding wat my baie bang maak is daai geluid. As daai geweer hier langs jou kop afgaan. Ek dink is daai afwagting. Weet jy, dis so jy's opgewonde, maar jy's ook bang. Is jy reg? Ek moet reg wees. So ons het vir julle 'n springbok teiken opgesit daarvoor. Moet ek my earphones aansit? Is jy reg? Ja. Okay, nou gaan ons die slot toemaak en dan doen jy dieselfde as netto. Jy druk net die sneller af. Dis 'n honesty shot. Ek het gedink die klank gaan so hard wees. Oh my word, kyk hier. Perfek. Well done. Anita se skoot was regtig goed geweest. So ek gaan nou skiet en hopelik tref ek die teiken. Fokus op die sneller. Nou is die druk op my. Kyk, hierdie sal 'n doodskoot wees want jy jou rug afgeskiet het. Jy kom dan naby my vulle daar. Ek dink ek was bietjie beter as Marie hierdie keer. Hy het bietjie die kant toe geskiet waar ons hier moes gemik het. Ons gaan nou veld toe gaan. Anita gaan eers te gaan. Dis so lekker atmosfeer. Ons almal is so opgewonde. Ons het 'n bokkie gespot. Nou 500 meter is nou lekker skoot. Bakkie het nou gestop. Ek en Andrew en Edu moet nou hier in hierdie bosse en ons moet nou daai bok bekruip. Ons het 'n hele end nou gestap. Ek het hierdie swaar geweer oor my rug en dit is tussen die bosse deur. Jy moet so sag as moontlik wees want jy is so bang dat daai bokkie hoor jou. En net soos dink ons het hom dan vlieg hy aan die ander kant toe. Ons is letterlik aan 'n 4 voet in die sand. En ek moet nou op 'n manier myself stit in hierdie sand. Daai geweer vashou en daai bok probeer skiet. Ek het nou al 2 skote gegee. Die bokkie is nie raak nie. Ek kan nie baie van hom sien. Dit is bietjie ver. Ek dink dit is om so 180, 170 meter van my af. Maar ek gaan nou die derde shot gee en hopelik kan ek hom nou raak skiet. Derde shot, het ek die boompie getref voor die bok en daar hardloop hy. Ek het nou nie my bok gekry vandag nie. Dit was 'n lang soektog. Dit is nogals bietjie disappointing. Die lug raak nou bietjie swak, so ek dink ons noem dit 'n dag en dan môreoggend vroeg begin ons weer. Reg so. Kom ons doen dit. Ons is goed uitgerus. Reg vir die dag, dis my beurt. Andrew se moed is hoog. Edu is reg vir die ding. Ek is reg vir die ding. Ek is seker ons gaan kort voor lank ons springbok hê. Lê hulle nie nou in slaap nie. Hulle moet baie vinnig wakker word. As dit koel is dan lê hulle nie. Ons het baie ander bokke gesien, elande, kudu's, rooi hartebees, baie bosbokkies, duikers. Ons het letterlik al die bokke gesien, maar net geen springbokke nie. Kunjani, Boetie, hier kom. Ons het nou regtig lank gesoek, maar Marie het sy bokkies gekry. Hier's 2 van hulle. Ek het nou van die bakkie af gespring. Andrew weer eens veilig, wees veilig, hou die geweer veilig. My kop is net op hierdie bok.
Hulle is nou besig om hierdie 2 springbokke te bekruip. Ongelukkig weer in die pad, wat dit moeilik maak om te skuil. Ek is op my senuwees bietjie. Ek wil baie graag hê die druk is aan en ek kry nie die bok gesien deur die teleskoop nie. Kyk die boorsteen sien jong. Teen die draad bo. Ek het opgemerk dat Maree 'n oomblik gevat het net om gemaklik te kom in die sand. Oorgelaai, weer geskiet Met my hart. en dit was ongelukkig ook mis. Ja, as jy ander patroon. Dis soveel anders in die veld as by die teiken en soveel anders in die veld as agter op 'n bakkie. Lekker op die swart streep se punt. Net mis. Ek het 3 skote nou gevat en toe hardloop die bok eers. Ek dink nie ek kan sê hoeveel respek het ek vir mense wat walk and stalk en 'n bok skiet nie. Ai, dude. Mis. Ja, Dis moeilik. Dis moeiliker as wat dit van die grond af. lyk, nee, ja. Ek dink nie die springbokskietery se lak is aan ons kant vandag nie. Luister nou, ja, ons is besig om die tyd uit te hardloop. So, ek het altyd nou 'n kans gehad. Ek dink dat ek gou kyk wat ek reg kry. Ons gaan net kyk of ons kan vleis kry. Ja. Sin. Alright. Okay. Ek weet nie hoe doen Edu dit nie. Dis asof hy met diere kan praat want vir Anita se bok het ons vir ewig gesoek, vir my bok nog langer en die oomblik toe Edu sê hy wil skiet of hy gaan skiet. Die volgende draai toe staan daar 'n pragtige springbok 130 meter weg. Hy lyk rustig. Andrew kyk vir hom. Hulle klim af van die bakkie af. Dit lyk regtig of hy dit elke dag doen. Ek het my tyd gevat, was rustig. Dit is iets wat ek al gedoen het. Ja, en toe gegaan vir die blad. En om toe nou ook daar getref. Het hom. Kom ons gaan kyk. Ja, Edu, great shot. Edu het hom soos spot on, soos wat Andrew vir ons gesê het waar om te skiet, presies op hy lyn geskiet. Sjoe, Edu, well done. Ja, Jy weet, om 'n lewe te kan neem, om 'n bok te kan skiet, dis nie 'n prestasie nie. En ten spyte van die feit dat hulle nie 'n bok kon kry nie, dink ek was dit goed vir hulle om in daai situasie te kon wees en te kon ervaar wat deur jou gaan. Goed julle, ek kry ons gou daai springbok in die koelkamer, dat ons later vir Marlena snit kan uithaal. Andrew, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou tyd en ons het baie geniet hier by jou. En dan moet ons maak dat ons by die verwerkingslokaal kan kom sodat ons daai springbok loon kan uithaal. Kost dit. Right. Ons is nou klaar gejag. 'n Bietjie langer gevat as wat ons beplan het. Ek het sommer gedink om so lank die vel af te haal om tyd te spaar. Goed julle, ons wil die lende uithaal van die springbok. Nou die lende skyf sit op die agterkant van die karkas. Na 'n lekker jag is ons nou weer terug by die boer en butcher verwerkingslokaal. Edu het sommer vir ons die karkas voorberei sodat ons net kan inspring dadelik werk. Baie mense misgids die springbok se lende skyf vir die fillet. Hulle noem dit springbok fillet. Ja. Natuurlik die springbok fillet sit aan die binnekant en dit is piep klein. almal praat altyd van die fillet, dit is die. Dis die lende wat ons gebruik. Die fillet is so groot en so dun. Die eintlike oefening vir vandag is die ontsening daarvan. Dis 'n baie fyn, delikate werk. Dis mos natuurlik baie kleiner karkas as 'n bees of as 'n vark, so hy wys vir jou 'n bietjie moeiliker waar sy seningetjies langs loop. Goed. So ek gaan gou dan hierdie net vir ons uithaal. Eendag as ek groot is, wil ek ook dit kan doen. Kjos mooi nee. Laat dit jou nie dink aan 'n rooi wyn. So Ruby, ek dink nou Ruby Red. Die vleis is verskriklik mooi. Dit is so diep rooi. Dit lyk vir my so ryk, soos ryk rooiwyn kleur. So net hier aan die buitekant. Ja, die enetjie. Ek moet sien waar hy loop, né? Nee. Ja, jy kan eintlik nogal. Goed julle, van die springbok is hierdie die duurste snit. Jy weet, ons kleinhandel maklik 200-250 rand 'n kilo vir hierdie springbok se lende. So baie belangrik dat ons nou keurig werk as ons hierdie sening afhaal. Hierdie buitenste vlies kan 'n ou so aftrek. OK, en dan sit ons met daai een dikkietjie oor wat ons dan nie agter mee sal begin. In die lente draai, met jou messepunt onder hom inkom en afwerk, afskil basies. Dan kan jy hom weer omdraai, onder hom inwerk en hom weer daai kant toe afskil.
Dis 'n baie meer delikate vleis hierdie. Dis soos 'n stukkie goud wat jy hier hanteer. Jy moet baie mooier met hierdie vleis werk. Jy wil die hele tyd die lem amper sien deur hierdie seuning. Jy wil. Dit is regtig waar die kleinste, delikaatste karkas waarmee ons nog so ver gewerk het. Die groot probleem is baie keer buite oue seuning raak en dink ek baie keer die steak is taai. Ja, die vleis is nie reg. Vleis is fyn, dis net daar's 'n seuning wat in gekry het. Daai seuning moet jy so versigtig afhaal, want anders sny jy in daai vleis in en hy sit. Beide van hulle het goed gevaar. Ons het baie min indien enige vleis verloor. En ek sien uit om te sien wat hulle daarmee vanaand vir ons gaan doen. Ek dink ons albei het ons goed van ons take gekwyt en nou sit aan kombuis toe. Tada! En hier is dit nou. Ja, al die jagwerk. Mooi skoon gemaak, mooi present. Wonderlik. Goed, Marlene, net voor hulle kombuis toe gaan enige wenke van jou af. Moenie hierdie vleis oorgaar maak nie. Ek dink dis die enkele grootste fout wat mense doen met wild. Werk saggies daarmee, dis wonderlike vleis. Ja. En onthou julle, dis natuurlik 'n kompetisie nog steeds. Daar's so 'n wonderlike prys. Maar toe, ek dink dat julle in die kombuis kom. Ja. Wel, bon courage, né? Ek hoop julle doen dit ordentlik. Dankie. Kyk, ons het baie hard gewerk vir hierdie stuk vleis en dit is so groot. En dit is maar net so dun. Dis asof ons glas in ons hand het. Ons hanteer die vleis so mooi, so saggies. Anita, Ja, voel jy oor hierdie Springbok storie? nervus. Oor die Springbok of oor Marlene? Albei. Ek gaan iets wat ek nog nooit probeer het. Ek gaan probeer om te rook op die stoof in 'n pot. Broer, as jy nou ooit in jou lewe duim vasgehou het, moet jy nou. High risk, high reward, né? Dit is hoop so. Voel die mandjie maak, saagsels inkry en hom toemaak en dan duim vashou dat hy begin rook. Hoe smaak hy vir jou? Is dit, maar moet nou nie alles opdrink nie, né? Ek is gewoond daaraan om veral wildvleis net so 'n bietjie marinade te gee en dan gaan ek hom oopsny amper soos 'n toebroodjie, my peperdew en feta en bacon daarin sit. Ekskuus. O, jene, okay, raak ons stamperig nou. Maar die belangrikste ding is soos Marlene ook nou vir ons gesê het, is hy moet nie te gaar wees nie. Dis 'n stoomlokomotief vir die Dit lyk gat. fantasties. Wat gaan nie aan? Ek rook hom net. Gou, ek maak hom skrik met die rook. Sy weet waarvan sy praat. Sy weet wat sy doen. So, ons wil haar nie teleurstel nie. Lyk nie vir my sleg nie. Dit En lyk dan- fantasties en dan daar. Net om my klere te gee. Hierdie lyk absoluut heerlik. Dit moet wees, dit moet. Daar's net nie 'n ander opsie nie. So Ek kan nie wag nie. Oh my word, die atmosfeer is vanaand so tens in daai kombuis. Ons albei is nervous. Marlene het 'n presence aan haar wat skrik vir niks. Wie wat het ek nou dit gehoor? Daar's 'n ou wag. Wat nou moet jy Ek moet fokus? net fokus. Ja, dinge is nogals vanaand erg in die kombuis. Ekskuus, ek moet hier in. Dankie. O, my naweek. Wat nou? Hier's te veel goodies in. Ek het my vleis nou in die oond gesit en toe besef ek het so knol van 'n patat wat moet gaar word. Hoeveel ure het jy om hom te kook? Sjoe. Dan gaan my bord vat, smeer gee van daai chocolate cherry chutney, watercress blaartjies, my vleis mooi dun sny. Okay, dan. Sy het nou net haar sirloin gesny en dit is perfek. So ek is stres regtig want myne is nog toe in folie. Okay. Toe ek die eerste keer my Springbok sirloin sny, toe is dit perfek en ek was so bly geweest. Dit is perfek. Dit was regtig tens vanaand. Mens wil hierdie stuk vleis net perfek vir Marlene regkry. Ek moet sê my senuwees knaag. Ek hoop regtig waar dat al my elemente, soos wat ek gedink het in my kop, kom mooi by mekaar uit. Wowee. Dit lyk baie mooi. Dit is 'n patat wat ek so 'n bietjie in botter gebraai het en dan is dit feta en sun-dried tomatoes en dan die fillet is net so 'n bietjie gestop met peperdew, feta en bacon. Klink heerlik in die kant. Ek het net my lende gerook, dat hy amper so carpaccio rou is. En dan onder is daar 'n sjokolade, black cherry en appel chutney.
En dan hierdie is so mayo wat ek gemaak het en die mushrooms. Goed julle, baie dankie. Dit lyk pragtig. Ons gaan nou gou 'n bietjie proe. En dan sal ons vir julle inroep net hierna. Geniet dit. Dankie, kan nie wag nie. Vanaand gaan die kompetisie regtig straf wees. Anita se dis is iets heeltemal anders as myne en mens kan amper nie glo dis dieselfde snit vleis nie. Dit gaan als afhang van wat Edu en Marlene op besluit. Kom ons doen dit. Dis Marese hierdie, né? Yes, ek kan nie wag om hierdie pampoen te proe nie. Vleis is heerlik sag. Mooi gaar gemaak ook. Bietjie peperdew maak 'n groot verskil, hè? Ek hou van Marese 'n kombinasie van smaak, dat tradisionele souterigheid saam met 'n bietjie stysel, die soet, die patat, dit werk. Anita sinne dan? Ek dink haar hoofingredient was die rook. Ek proe dit glad nie. Ek dink as jy nou vleis op sy eie vat, dan kry ek nogal die rook. Kry jy? Ja, interessant. Alles werk saam met alles Baie maar interessante bordkos. Baie lekker saam. En aan die ander kant is Anita se dis meer gesofistikeerd, meer elegant. So hierdie was regtig 'n moeilike een. Welkom terug. Wel. Julle, hierdie was nou vir ons. Ek staan sommer terug. Marlene, as jy wil begin met Marese. Wat my aanbetref, was hierdie vleis absoluut perfek gaar gemaak. En die geure was heerlik. Toe Marlene begin praat en sy gee my die mooiste komplimente en sy sê die vleis is perfek gaar gewees, toe het ek weer so klein bietjie hoop gekry dat ek vanaand dalk mag wen. Hierdie was pragtig voorgesit geweest. En toe sê Edu, Anita se is so lekker. Ons het gehou van al die verskillende elemente, die gepekelde sampioene, onder dat jy daai chutney gehad, die soetigheid. Alles is weer terug by die begin. Ek weet nie wie gaan wen nie. Ons sit nou lank die kant toe en daai kant toe. Hierdie is 'n voorgereg. En hierdie is 'n hoofgereg. Vanaand kan ons werklik waar nie 'n bord kos bo die ander ene uitsonder nie. En daarom het ons besluit Ja, dat dit is 'n gelykop uitslag vanaand. Ek dis Ons gaan 'n lekker wyntjie drink. Ja. Ek en Marie gryp mekaar en druk mekaar. Ek dink ons altyd is so bly. Nie een is verloor nie. So ons kan 'n restaurant begin. geluk. haar bord is meer 'n voorgereg en myne is dan bietjie meer dalk van 'n hoofgereg. So ja, ek en Anita gaan dalk saam 'n glasie klink vanaand. Dit wys jy net hoe naby hierdie twee nou aan mekaar beweeg in hierdie reis en ook nou vir die volgende 6-7 weke wat voorlê.